Hallo en welkom, dit is weer afperiode tyd en vandag doen ons die laaste vak se beginsels, definisies en konsepte. Nou, ek dink as ek hierdie vak se naam wiskunde noem, dan is almal in rep en roer en angstig en gooi jou hande in jou hare, want dit is vir meeste mense 'n tammeletjie, 'n probleem. Maar dit het nie nodig om 'n probleem te wees nie. Mense, wiskunde is die studie van getalle, van patrone, van logiese redenering. Dit help ons om probleme op te los. Dit help ons om probleme op te los in ons elke dag normale lewe. Wiskunde vorm paadjies in jou brein, hoe meer jy dit oefen, om daai probleemoplossing te kan identifiseer en toe te pas, deur reëls te gebruik. Daar is 5 konsepte in wiskunde wat ons doen op 'n skoolvlak. Nou, dit verskil, hoërskool, verskillende grade, doen verskillende konsepte, maar ek sal as ek nou deur dit gaan, mooi verduidelik. Ons eerste konsep is rekenkunde. Nou, rekenkunde is die basiese deel van wiskunde. Dit is ons plus, minus, maal en deel konsep. Ons tweede konsep is algebra. Algebra is waar ons objekte, figure of simbole, syfers en alfabetletters meestal gebruik om probleme en vergelykings op te los. Ons derde konsep is meetkunde. Nou, meetkunde het te doen met alle vorms en 3D voorwerpe. Van die mees basiese werk wat ons daarmee doen is om hulle te identifiseer en hulle name te ken, waar ons bietjie moeiliker gaan na hoeveel hoeke en sye het hulle, waar ons nog 'n bietjie moeiliker gaan om die grade van hierdie spesifieke hoeke en sye se lengtes uit te werk. Ons derde konsep is statistiek of datahantering en waarskynlikheid. Dit is waar ons regte lewe situasies, waar ons inligting bymekaar gemaak het, kan ontleed en in 'n grafiekvorm plaas, sodat ons dit makliker kan lees, wanneer dit klaar georganiseerde data is. Of 'n grafiek kan vir ons gegee word en ons moet die inligting daarvan af interpreteer. Ons laaste konsep wat ons behandel is trigonometrie. Nou, trigonometrie is driehoeksmeetkunde. Ons raak daaraan in graad 7. Met ander woorde, dit is die verhouding tussen driehoeke waar koers en verandering plaasvind om die grade en hoekgroottes van die driehoeke uit te werk, as ook die lengtes van sye. Gebruik ons verskeie metodes waarvan Pythagoras se stelling 1 is. So, wiskunde se konsepte is nogal baie mooi uiteengesit. En soos ek terug genoem het, wiskunde is daar om ons te help om probleme op te los, om logiese denke te bevorder. En mits jy dit op die regte manier beoefen, gaan jy wêrelde versit. Onthou, wiskunde word gedeel in 'n teoretiese deel en 'n praktiese deel. Jy kan nie net vraestelle uitwerk en dink jy gaan goed doen in 'n eksamen nie. Jy kan nie net die teorie leer en dink jy gaan goed doen in 'n eksamen nie. Dit is 'n vak waar teorie en prakties bymekaar kom. Jy moet jou teorie ken sodat jy jou prakties kan toepas. Baie dankie dat julle na my geluister het. Mag julle 'n wonderlike pouse hê en ek sien julle die volgende afperiode met ons eerste les oor 'n vak se inhoud. Baie dankie, totsiens.